Goeiemôre en hartlik welkom by SA Gemeente se aanlyn diens vandag. In die besonder op hierdie Sondag na Pinksterfees. Ons wil vandag ook spesiaal vir elke pa, oupa, mentor en geestelike vader in ons midde sê geseënde Vadersdag. Mag God julle lei, mag God jou versterk en seën in julle roeping van liefde en leiding vir elkeen. Dankie dat julle inskakel vandag rondom ons hemelse Vader se woord en deel is van die netwerk waar ons God eerste plaas en aan mekaar verbind is deur Jesus Christus. Verlede naweek het die Christelike Kerk reg oor die wêreld Pinkstersondag gevier, 50 dae na die opstanding van Jesus Christus. En of dan 10 dae na Jesus ons Here se hemelvaart. En daar's twee verskillende vertellings in die Bybel oor hierdie gebeure. Oor Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, waar Jesus sy Gees aan sy disippels en sy volgelinge gegee het. Handelinge vertel die meer bekende verhaal, wat dit baie duidelik stel dat God eers nadat Jesus opgevaar het, sy Gees aan die gelowiges gegee het in tonge van vuur. En in Johannes egter gebeur dit totaal anders. Na Jesus uit die dood uit opgestaan het en voordat hy na die hemel toe opgevaar het, vertel Johannes ons het Jesus die Heilige Gees aan sy disippels uitgestort, of eerder het hy dit oor hulle uitgeblaas. So hoe verstaan of versoen ons hierdie twee weergawes? Die antwoord en die verklaring tot hierdie vraag lê nie in watter vertelling verkeerd of korrek is nie, maar eerder is dit te vind in die groter geskrif van die skrywers, van Lukas en Johannes, van die hele vertelling en hulle fokuspunte wat ons in ag moet neem. Dis is die klem nie in die verskil nie, maar moet ek en jy eerder vra, wat wil Lukas in Handelinge kommunikeer? En dis 'n baie interessante en insiggewende boodskap, iets wat baie sterk aansluit by Johannes aan die ander kant. En wat wil Johannes kommunikeer? En dit is waarby ek en jy vandag gaan stil staan, 1 week na Pinkstersondag. Maar voor ons daarby kom ons bid saam. Heilige en lewende God, U het ons bymekaar geroep, soos U disippels op daardie eerste dag geroep het, deur mure van vrees agter geslote deure na 'n plek van ontmoeting, van vrede en asem. So is ons ook vandag in ons eie wonings, kamers en lewens agter geslote deure waar U ons roep. Spreek U woord oor ons, Here Jesus, en blaas deur U Gees weer nuwe lewe in ons. Maak ons ontvanklik, raak ons aan waar ons moeg is, vernuwe ons geloof waar dit afgestomp het en bou ons op as U liggaam, as 'n ware netwerk van liefde, lewe en lig tot U eer. Tot eer van U naam en uitbouing van U koninkryk, vra ons dit vandag. Amen. Ons almal haal asem. Asem is lewe en asem kom van God af. In Genesis 2 vers 7 lees ons waar God die mens gevorm het uit die stof aan die aarde en dan lewensasem, sy eie asem in die mens inblaas om hom lewe te gee. Hy vorm die mens, maar daar is nog nie lewe nie. God gee lewe. Hy blaas sy asem in die mens se neus en eers dan lewe die mens. Want God se asem gee lewe. In Esegiel 37 word God se Gees soos asem voor 'n vallei vol droë bene geplaas en dit bring lewe waar daar dood was. Soos in Genesis, Esegiel, wys Johannes 20 dit ook. Wanneer God blaas, wek hy nuwe lewe. Kom ons gaan lees dan nou uit die Johannes Evangelie. Die evangelie wat ons almal teen hierdie tyd al baie goed ken. Ons lees vandag uit hoofstuk 20 vanaf vers 19 tot 25. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, "Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie." Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, "Ons het die Here gesien." Tot sover uit die woord van God. Lukas 11 vers 28 herinner ons, salig is die wat die woord van God hoor en dit bewaar.
Wanneer ons hierdie woorde in Johannes lees, is die volgende redelik duidelik. Eerstens, daar is eenheid tussen die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees. Tweedens, God het 'n plan met die mens. En derdens, die disippels en die kinders van God moet die Gees ontvang en dit verkondig. Die betekenis van Pinkster lê in die eenheid tussen die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees. Hoekom? Want kyk wat het ons alles in hierdie paar verse wat ons nou net gelees het. In vers 21 is 'n verwysing na die vleeswording van Jesus, die feit dat God sy seun na die wêreld gestuur het. In vers 20 het ons 'n verwysing na Jesus se kruisdood. In vers 25 'n verwysing na sy opstanding en in vers 22 'n verwysing na Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Met ander woorde, ons het Kersfees, Goeie Vrydag, Paasondag en Pinkster alles saam in een toneel. Hoekom voeg Johannes alles so saam? Want vir Johannes en regdeur sy evangelie is die werk van Christus en die werk van die Gees baie nou met mekaar verbonde. 'n Paar voorbeelde wat ons net kan noem uit Jesus se eie woorde en ek vertaal vrylik as ek dit sê is Johannes 6, ek maak lewend en die Gees maak lewend. Johannes 14 vers 15 tot 16 waar Jesus sê ek is nou by julle, wanneer ek weggaan sal die Gees by julle wees. Wie my ken, ken die Gees. En dan Johannes 16, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wanneer ek weggaan, sal die Gees julle verder in die waarheid lei. Wat ek aan julle verkondig, sal die Gees aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan die Gees. Johannes wys dat die werk van Jesus en die Heilige Gees een losmaaklike geheel vorm. Die Gees gaan voort met die werk van Jesus Christus, veral deur die opstanding van Jesus te verkondig, die nuwe lewe van vrede met God te bring. En dit is die kern van Pinkster. God skenk deur sy Gees die lewe wat in Jesus Christus moontlik gemaak is. En dan gaan Johannes aan, deur ook iets hier te sê oor die doel van Pinkster. Die doel van Pinkster volgens Johannes is dat God 'n plan het met die mens. God het 'n plan met die mens. God wil die mens red. God wil hê die sondaar mens met sy foute dat ons sal glo en lewe. En die eerste deel van hierdie plan is dat God gee die lewe. Deur Jesus Christus se lyding, kruis en opstanding het God alles in Christus gedoen om lewe te gee. En die tweede deel van God se plan is die deurgee van hierdie lewe. Waar God gebruik maak van die mens, van jou en van my. Ons word en is deel van God se plan. En dit bring ons by die wonder van Pinkster. Die ontvangs en verkondiging van die Gees van God. Die wonder van Pinkster, sê Johannes, is eerstens dat God ons nie wil gebruik sonder om ons toe te rus nie. En daarom blaas hy sy asem oor sy disippels en by implikasie oor ons ook en sê ontvang die Heilige Gees. Hy sal julle toerus, hy sal jou help, hy sal jou bystaan. Julle is nie alleen nie, ek is by julle. En tweedens is dat ons opdrag baie maklik is. Begin, sê Johannes, deur net een ding te doen, gaan verkondig met woord en daad dat julle sondes vergewe is. Vertel van die nuwe lewe, maar lewe dit ook deur ander te vergewe. En dit is eintlik die ongelooflike van God se evangelie. Die vergifnis wat deur Christus ontvang is, word in ons hande gegee om dit aan ander te gee tot eer van God. En so word die plan van God voltooi. God gee sy seun, sy werk word voortgesit deur die Gees en onder leiding van die Gees sit ons dit nou voort. Sarah Bessie beskryf dit soos volg: When we speak peace, offer forgiveness and live in love, we don't just remember Pentecost, we become Pentecost. Wanneer ons na die teks kyk, sien ons dat dieselfde woord wat ons met Gees vertaal, Ruach, word gebruik vir asem van God. Deur sy asem gee God aan ons sy Gees wat ons lewend maak. God se asem, sy Gees en lewe word eintlik in dieselfde asem genoem. God maak deur die inblaas van sy Gees 'n mens lewend. Die Gees van God gee asem en lewe aan jou en aan my. God se asem gee lewe. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken eerstens, die Gees kom binne en deur geslote deure. Die disippels sit vas, bang, teleurgesteld, verward, soos ons ook partykeer agter geslote deure van verlies, van sinloosheid, van skaamte vassit wat in ons lewens figureer. Maar Jesus kom in, deur dit alles en hy bring vrede.
Pinkster gebeur nie wanneer jy sterk voel nie. Pinkster gebeur wanneer Christus jou lewe kom vul. En hy bring nie net vrede as gevoel nie, maar as 'n nuwe werklikheid. Jou sonde is vergewe, jou lewe is nuut, jou verhouding met God is herstel. Dit beteken tweedens, die Gees van God roep ons om saam te leef as sy netwerk, as sy gemeente. Let op wat Jesus doen, hy stuur hulle soos hy gestuur is, en so stuur hy ons om mense van God te verbind, om mense met God te verbind. Nie in ons eie krag nie, maar met sy asem, met sy Gees. Dit is die identiteit van die kerk. Dit is nie 'n klub of struktuur nie, maar 'n liggaam, 'n familie, 'n netwerk tot eer van God en sy koninkryk. Ons gemeente wil juis dit wees, jou nommer 1 netwerk. Nie net op papier, maar in realiteit, geestelik waar jy jou geloof kan groei, emosioneel waar jy ander dra en gedra word, fisies waar jy omring word met hande, oë en voete van Christus. En wanneer ons saam die Gees ontvang, raak dit sigbaar. In ons oproepe, in ons gesprekke, in ons omgee, in ons gebed, in ons feesvier, in ons seer, in ons lag, ons swaar kry en ons seën. Jy behoort, jy is nodig, jy is deel. Daarins beteken die Gees gee eenvoudige maar 'n heilige opdrag. Luister na Jesus se woorde. As julle mense se sondes vergewe, word dit julle vergewe, word hulle vergewe deur God. Wat 'n radikale stelling. God vertrou die verspreiding van sy genade toe aan mense soos ek en jy. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat God se Gees in ons werk. Ons hoef nie hoogheilig te wees om sy werk te doen nie. Ons moet bereid wees, net oop wees, net verbind wees aan sy lewe en netwerk. Vrede vir julle, sê Jesus. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En toe blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Ontvang die Heilige Gees. Pinkster lê nie net agter ons nie, dit leef binne in ons. Johannes vertel 'n ander weergawe as Handelinge, want hier op die dag van sy opstanding verskyn Jesus en gee dadelik sy Gees. Nie in tonge van vuur nie, maar in die asem van Christus self. 'n heilige, sagte, kragtige gebaar. Hy blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. En met daardie asem begin 'n nuwe tyd, 'n nuwe manier van leef, 'n nuwe lewe. Alles wat Christus kom doen het te maak met lewe. Alles wat die Gees doen en wil doen het te maak met die lewe. Die disippels word die draers van Christus se opstandingslewe. Kom ons sê dit anders, die kerk se besigheid, ons besigheid is lewe in Christus. Johannes is duidelik, wat wel saak maak, is dat wie God se Gees ontvang, sal ook die lewe wat hulle van Christus ontvang het, met dieselfde liefde, genade en vergifnis aan ander gee, met elke lewensasem van hulle bestaan. Pinkster is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Pinkster is vandag, Pinkster is voortdurend. Pinkster se Gees en asem is vir jou en elkeen wat die lewe in Jesus Christus wil ontvang in geloof. Dis die boodskap van Pinkster. Laasweek, vandag en elke lewensasem van ons bestaan vorentoe. Tish Harrison is 'n Anglikaanse priester en skrywer. Hy skryf, to breathe is to live. To live is to receive breath not once but always, especially when it comes from God. Ons haal asem en ons lewe. Op daardie dag toe Jesus oor sy disippels geblaas het, het hy iets meer as suurstof en asem gegee. Hy het sy Gees gegee. Hy het lewe self gegee, vergifnis, vrede en 'n nuwe begin. Hy het die skepingsasem van God weer in die mens ingeblaas en hy het gewys, alles wat nodig is volbring. Daar is nou vrede tussen God en mens, daar is vergifnis vir sondes en daar is 'n verbinding tussen God en die mens. Daar is 'n nuwe lewe deur die Gees van God wat in jou woon. Soos in die begin, blaas hy ook vandag en sê, ontvang die Heilige Gees. Nou leef jy, nie net vir jouself nie, maar as deel van God se nuwe skepping en as asem van God in sy wêreld. Moenie wag op 'n wonder nie, want jy is die teken. Jy is die boodskapper en die verbinding en jy is nou gestuur. Laat jou lewe die asem van God wees in jou netwerk, in ander se lewens en in die wêreld waar jy leef. Kom ons buig die hoofde. Drie enige God, Vader wat die wêreld geskep het, Seun wat ons vrygemaak het,
Gees wat ons vul en stuur. Ons loof U vir U vrede, U vergifnis en die nuwe lewe, Here, wat U aan ons gegee het. Dankie dat U oor ons geblaas het, dat U ons asem gee, ons roep en ons stuur. Laat ons elke dag leef as draers van U Gees, as begenadigdes van Christus, as mense wat die asem van die lewe ontvang het en met ander deel. Op hierdie Vadersdag, Here, ons hemelse Vader, dank ons U vir vaders, vir oupas, mentors en geestelike vaders. Gee hulle die wysheid om te lei in U naam, sagtheid om te dien soos U gedien het, en moed om in U voetspore te volg. Seën hulle met liefde, krag en vrede, en vertroos elkeen vir wie hierdie dag seer maak, of vir iemand wat iemand mis, vaders en oupas, en mense wat nie meer met ons is nie, maar wat by U aangesluit het. Maak ons gemeente 'n lewende netwerk van liefde, van vaders, van moeders, van kinders, waar U teenwoordigheid sigbaar en tasbaar is en word. In die naam van Jesus Christus, deur die krag van U Gees, bid ons dit vanoggend met dankbaarheid en in volle afhanklikheid van U ons Here. Amen. Dankie dat jy ook vandag ingeskakel het op hierdie besonderse Vadersdag. Mag ons almal vandag vir al die Vaderhart van God ervaar, wat ons vul met sy asem, sy vrede en natuurlik sy teenwoordigheid. As jy 'n finansiële bydrae wil maak, al die inligting sal net hier navolg, maar ek wil jou uitnooi na die erediens toe. Kom kuier, braai en dien die Here saam. Gaan nou uitgedra deur die asem van God, gevul met die lewe van Christus en verbind aan sy Gees. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees met jou vandag, môre en tot in ewigheid. Daar in jou huis, by jou werk en lewe en jou nommer 1 netwerk. Amen. 'n Geseënde Sondag vir jou en elkeen, en ek hoop en vertrou dat julle elkeen saam sal kuier en geseënd sal wees. Tot volgende keer. Totsiens.